Ons kyk hierdie week na die tweede geloofstelling wat ons in die apostoliese geloofsbelijdenis kry. En ons staan bietjie stil by een van die mees ikoniese gesprekke wat daar ooit tussen Jesus en sy disippels plaasgevind het. Vra Jesus vir hulle: "Wie sê die mense is ek?" Die feit van die saak is, in ons wêreld is daar geen geloofsgroep of wêreldbeskouing wat nie 'n opinie oor Jesus het nie. So kom ons kyk gou-gou, wie sê die mense is Jesus? Elke groep het 'n opinie oor hom. Die moslems sê Jesus was een van God se belangrikste profete. Maar hulle sal nie so ver gaan om te sê dat hy die seun van God is wat gesterf het vir die sondes van hierdie wêreld nie. Die Jode sê Jesus was 'n valse Messias gewees wat mense weggelei het van die ware geloof wat die Joodse geloof was. Sommige Hindoes meen dat Jesus een van die vele inkarnasies van hulle God Vishnu was, wat gekom het om orde en herstel te bring op verskillende tydperke in hierdie wêreld. Ateïste en agnoste glo dat Jesus 'n goeie morele leermeester was en dat hy 'n goeie voorbeeld gestel het wat ons moet nastreef in ons hedendaagse strewe na sosiale geregtigheid. Nou die groot ironie van die saak is dat daar baie progressiewe Christene ook in hierdie kategorie geplaas kan word wanneer mense hulle vra: wie is Jesus? Ek meen, as daar geen wonderwerke was nie, as daar geen maagdelike geboorte was nie, Jesus wel aan 'n kruis gesterf het, maar nie vir sondes nie, as daar geen opstanding was nie, wat bly oor? Dat Jesus 'n goeie morele leermeester was en dat mense op die ou end selektiewe goed wat Jesus gesê en gedoen het uit die evangeliese verhaal uit moet betrek, baie versigtig, want hy het 'n klomp ander snaakse goed rondom dit gesê oor homself, om dit dan te gebruik om jou saak vir sosiale geregtigheid te bevorder. Die volgende kategorie is ongelowiges. Ongelowiges sien vir Jesus op dieselfde vlak as enige interessante of belangrike historiese figuur. Hy's interessant, maar irrelevant vir my lewe. En dan kulturele Christene, of ons sou hulle ook nominale Christene of Sondagschristene kon noem, wat basies vir Jesus sien as 'n goeie toevoeging tot hulle lewens, wat hulle moet help dat hulle lewens mooi glad verloop op die ou end. As ons net gaan kyk na Jesus se lewe, se lering, se sterwe, dan het hy self al hierdie valse en foutiewe opinies oor hom verwerp. C.S. Lewis het 'n baie bekende uitlating gemaak oor die inhoud van dit wat Jesus op die ou end oor homself gesê het. En hy het gesê, in Engels sê dit ook so lekker met die alliterasie, hy het gesê: Jesus was either a liar, a lunatic or Lord. Dit is een van daai drie. Hy was of 'n leienaar, of hy was mal, of hy was die Here gewees. Hy het of gelieg en geweet dat hy lieg, maar hy was so oortuigend dat hy op die ou end 'n klomp mense oortuig het. Of hy was, soos ons vandag sou sê, klinies mal, dat hy regtig geglo het al die goed wat hy oor homself gesê het, al was dit onwaar. Of hy was waarlik wie hy gesê het hy was. En as dit waar is, soos wat ons glo dit is, en soos wat die legio bewyse vir ons net ons oortuiging hieroor versterk, kan ons nie traak my nie agtig wees oor Jesus nie. Ons kan nie lou wees nie. Ons kan nie selektief wees oor wat hy gesê het nie. Ons moet vir Jesus in die volle openbaring wat hy oor homself kom gee het, moet ons vat. En ons kan nie geswaai word deur ander mense se verdraaide opinies oor hom. Wanneer daar vir ons gevra word, nou julle het nou gehoor wat die mense sê oor Jesus, maar wanneer daar vir ons gevra word, en wie sê jy is ek? Dan staan ons op die volle geopenbaarde waarheid wat Jesus vir ons oor homself kom wys het en ook oor die werklikheid waarin ons leef. En wat ons dan in hierdie boodskap gaan praat oor, dat Jesus is die Christus, die ewige seun van God, en hy is ook ons Here.